Goeiedag en welkom by die Woord in Diepte. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor 'n hemelse burgerskap. Eileen, en wat is ons tema vir hierdie kwartaal? Dis nog steeds om hemel en aarde te verenig. Kom ons sluit die oë en dan begin ons met 'n woord van gebed. Here, dankie dat ons die voorreg het om die woord nou te kan open. Ek bid asseblief dat U spesiaal die Heilige Gees sal stuur om dit aan ons duidelik te maak en dat ons dit mooi sal kan verstaan, Here, en dat ons dit nie van onsself sou nie, maar ook met ander sal deel. Dis my gebed in U naam. Amen. Amen. So ons vandag is die kernteks wat ons mee begin, Filippense 4 vers 6. Kan jy dit vir ons lees asseblief? Dis eintlik een van my gunsteling. Ek dink ek het dit al 'n paar keer gesê. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. So waar begin dit? Wat is die heel eerste gedeelte? Nie stres nie. Nie stres nie. Ek moet sê, stres is nogal 'n groot ding. Ek dink dis een van die grootste, of die oorsaak van die meeste siektes eintlik. Want dis die kernpunt waar jou liggaam onder stres gesit word, of onder Druk gesit word, ja. So die onderwerp vandag is 'n hemelse burgerskap, né? En wat beteken, waar is ons burgerskap? Is dit van hierdie aarde? Nee, Dit is nie. ons leef nie net vir nou nie. So ons burgerskap is van 'n ander plek. Dis nie van hierdie aarde nie. So dan begin dit hierdie kernteks wat ons begin het nou, wat jy nou gelees het. Ons moet oor niks besorg wees nie. So ons moet nie stres nie, né? En dan enige begeertes wat ons het, né, moet ons alles oorgee aan God. Deur gebed, deur smeking, met danksegging, en ons moet dit altyd aan God se voete lê. Okay, so Sal dit die stres wegvat? Ek glo so, maar spesifiek wat ons nou wil na kyk, of wat ek nou, die gedagte wat ek gekry het, is, wat beteken dit om 'n burger van die hemel te wees? En wat maak dit ons? Dit maak ons koningskinders, Dit is so, maar wat maak dit ons hier op aarde? ambassadeurs. So, as ek 'n burger is van 'n ander land, maar ek is in hierdie land, dan beteken ek 'n ambassadeur. En so ons gaan 'n bietjie vandag kyk oor wat dit beteken om ambassadeurs te wees vir God, en wat dit beteken om 'n burger te wees van die hemel. As Christene dan, hoe leef ons hemelse burgerskap uit? Hoe dui ons dit aan vir die wêreld? Dat ons nie van die aarde is nie. Heel eerstens, ek dink, ons gaan nou verder kyk natuurlik deur die hele les. Dan gaan ons 'n beter prentjie kry. So ons gaan nou nie die hele antwoord nou kan gee nie, maar ek dink die kernteks wat ons gelees het, is, wees oor niks besorg nie. Net daai alleen is 'n geweldige groot aspek van om 'n burger van die hemel te wees, en nie van hierdie aarde nie. Want as ons kyk na net die basiese persoon daar buite in die wêreld, en die absolute, wil sê, bose kringloop van die lewe, as ek so kan stel, die gejaag. En as ons Prediker lees, dan sal ons sê die gejaag na wind, né? En die gestres wat heeltyd daar is. Heeltyd stres, en volgende, en is daar heeltyd van, is amper asof almal leef die heeltyd in daardie angstigheid amper. Ja, Van die lewe. wat van môre, wat van Ja, voorsiening, en ek moet betyds wees daarvoor, en betyds wees daarvoor, en is heeltyd hierdie gejaag, né? En natuurlik, ons almal is ook besig, maar die ding is hoe is jy besig? Verstaan jy? Want dit het direkte invloed op hoe ek gaan reageer, en hoe my emosies gaan wees, en al die tipe van ding. So ek dink, hierdie lê 'n groot gedeelte van die fondasie vir hoe ons as Christene moet leef, as hemelse burgers. Ek het nou net so 'n bietjie gegiggel toe jy sê, ons is laat vir dit en laat vir dat. Ons, Ek het eintlik gesê, betyds, jy moet om betyds te ons is maar, ons is wat ook al jy insien in dit. Maar ek het nou met ons tuinhulp gesels hierdie week, en hy kom van Malawi, en hy sê toe, ons westerse mense is altyd laat vir iets. Dit was my baie snaaks, maar ja. Dit is waar, ek het een keer met Leon Rolof Geldenhuys gesels, en toe vertel hy my hoe hulle groot geword, en hoe dit vandag is letterlik twee verskillende wêrelde. En ek kan nie
So hy is nou al heel wat ouer. As ek net kyk na my lewe oor hoe ons groot geword het toe ek 'n kind was en hoe my ouers groot, jy weet, die verhouding wat daar was en nie die verhouding nie, maar die manier van leefstyl wat daar was, daai tyd in vergelyking net nou, soos in sê maar 25 jaar later wat ek al. Dit is wêrelde uitmekaar. Ek bedoel as ons Letterlik in die laaste 20, 30 jaar, nê, het die wêreld totaal en al verander. Dit het letterlik 'n totaal en al 'n gejaag geword, soos wat dit nog nooit was nie. Ek dink moderne voertuie maak ook dit val amper die verskoning of die tydsaamheid in van een plek na 'n ander plek ook soveel. Dit saam met tegnologie. Ja, maar die feit dat mens verwag dat jy daar vinnig kan wees, veroorsaak dat mense heeltyd gejaag moet wees. Maar as jy op 'n ossewaal is, jy het tyd, jy het tyd om te sit en te gesels. Ek het nie goed geword in ons. Ek bedoel maar net dat as mens terugkyk, maar ek is nie so. Maar ek hoor dit jy sê, dit is so. Die punt is dat as mens terugkyk in hoe die leefstyl was in die ou dae, was daar 'n ander leefstyl, 'n ander manier van met mekaar kommunikeer. Maar dit is wat tegnologie inkom. Tegnologie is wonderlik, né? Maar omdat almal weet dat jy toegang het tot WhatsApp en tot, jy weet, e-posse en al hierdie tipe van dinge, as iemand vir jou boodskap stuur, dan verwag hulle onmiddellike antwoord. En as hulle nie onmiddellike antwoord kry nie, dan sal hulle al kwaad vir jou. Soos hoekom jy nie dadelik geantwoord nie. Veral as hulle daai online sien. Ja. En dan dink ek soos my foon is daar so met die skerm aan, dan dink ek is online. Jy het al baie keer vir my boodskap gestuur en dan ek die ding op my komputer aan vergeet. En dan wys dit blou tik en so niks nie. Maar die punt is is dat ons verwag daai onmiddellik. En ek dink dit is alles deel van wat die stres leefstyl amper, as ek dit so kan stel, veroorsaak. En dit is deel van Satan se plan. Ja, en so ons moet daaraan bewus wees. En die volgende gedeelte wat ons gaan nou na oorskuif is rolmodelle. En wat beteken dit? Wat se tipe rolmodelle het in ons lewe? So kom ons lees 'n bietjie Filippense 3 vers 17 en 19. Wees ook my nagevolgers, broeders, en let op die wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het. Want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik en hulle eer is in hulle skande. Hulle bedink aardse dinge. So die heel eerste vraag wat by my opkom op hierdie gedeelte is, wat is Paulus se praktiese toets vir 'n goeie rolmodel? Dat daar 'n manier is van wandel. Let op die wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het. Wie se voorbeeld? So dit is so dit is gedrag en ons 'n rigting en ons 'n patroon wat ons kan sien hier in vers 17, hè. Maar dan gaan dit oor na hoe herken ek slegte rolmodelle? En dit sien ons nou in vers 18 en tot 19 wat dit sê van vyande van die kruis en hulle einde is hulle God is die buik. Dis nou uptyd? Is uptyd en hulle eer is in hulle skande. En hulle bedink aardse dinge. So dit is wat slegte rolmodelle is. Nou hier is my vraag is as ons gaan kyk net na die basiese maar die algemene rolmodelle van die wêreld. Dan beskryf hierdie presies dit. Dis mense wat God se naam eintlik gebruik, né? Dis mense wat die drange wat hulle het net oorgee daaraan. En wat leef vir die wêreld? Ja, hulle leef vir die wêreld en wat is hulle waaraan hulle bedink? Hulle bedink net aardse dinge. Verstaan jy? So as dit my rolmodel is, hoe gaan dit wat se invloed gaan dit nie op my hê nie. So hoe kan ek dan sê ja, ek volg Christus, maar ek het hierdie aardse rolmodelle wat hierdie tipe dinge volg in hulle eie lewe. En dit laat my dink aan 2 Korintiërs 3 vers 18 wat sê, en terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld as ons die Here aanskou, van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. So as ons fokus op hom is dit waarna toe ons verander, maar die prinsipie is dieselfde as ons aardse rolmodelle het. Dan gaan ons niks hoor as dit wat hulle is nie. Nou, ons het gekyk wat se rolmodelle is dit wat ons dan kyk, né? Nou is die vraag,
watter tipe rolmodel is ons? Ek dink daar 'n snaakse verhaal, verhaal. Ek dink daar 'n snaakse gebeurtenis wat nou hierdie week gebeur het. Ja, Ons het popcorn geëet en sonder my. en my seentjie en my dogtertjie sit buite en ek sien die speserye wat ek myself gemaak het nou onder in die bak sit en hierdie stukkie wat ek nou vashou het nie veel in nie, so nou vat ek dit en druk dit so in die speserye en ek eet. En ek sien Mikael het my so mooi dopgehou en hy doen dieselfde, hy vat dit en hy druk dit so in en hy eet dit. En ek dink kyk, soos alles wat ons doen, hou ons dop, word dopgehou. Ja. En as jy ouer is jy 'n rolmodel. As jy om kinders is jy 'n rolmodel. As jy om jong mense is jy 'n rolmodel. Of jy nou daarvan hou of nie. Of as Ons ek is word- eers bewus daarvan. Ja. Maar of ons dink nie dat ons is nie, maar mense kyk na ons. Ja. En Paulus sê self vir ons dat ons lewe is 'n brief en wat gelees word deur almal. Ja. Verstaan jy? So die vraag is nie is ons rolmodel, die vraag is watter tipe rolmodel is ek. So as ek kyk na die wêreld daar buite, kan ek sien hopelik kan ek onderskei tussen jy weet wat is goeie rolmodelle en wat is slegte rolmodelle. Maar dan die vraag is wat se tipe rolmodel is ek? En dit wil amper laat my aan dink is baie keer soos wanneer dit kom met verhoudings, dan is dit baie keer soos mense sal 'n lysie aftik soos of skryf. Dis die tipe persoon wat ek eendag wil hê om mee te trou, né? Maar hulle vergeet om die lysie te maak van wie is hulle en is hulle die regte persoon vir die ander persoon. So ons fokus baie keer op ander mense, soos in ja, daai persoon is 'n slegte rolmodel. Ons is krities teenoor ander. Ja, en maar kyk jy na jou eie lewe en soos in is ek 'n goeie rolmodel? Wanneer mense na my kyk, is ander jong mense of ander kinders in die kerk of in die gemeenskap om my na my lewe kyk, is ek 'n goeie rolmodel? Kan hulle na my lewe kyk en nader kom aan Christus kom en ek wil amper sê want die hele punt van 'n rolmodel as 'n Christelike rolmodel moet wees dat iemand moet kyk na my lewe en dit moet half hulle die Engelse woord is transition, maar dit is hulle moet dit oorskuif van my lewe na Christus toe. Ons is net die reflector. Ja, ek is net daar om hulle te vat vanaf hulle oë op my is en of kyk vat dit sin toe. Jy weet wat ek sê? Ja. So ek weet nie wat die Afrikaanse woord is vir transition nie, maar daar oorgang. Ek dink ook as 'n mens na iemand kyk wat naby aan die Here leef, dan word mens geïnspireer. En as dit is wat ons doen in ons lewens, dat ons 'n inspirasie vir ander mense kan wees om ook naby die Here te wil leef, dan dink ek is dit 'n goeie plek om te wees. Absoluut. Hier is 'n gedeelte wat ek graag wil deel. Every soul is surrounded by an atmosphere of its own. An atmosphere, it may be, charged with life-giving power of faith, courage and hope, and sweet with the fragrance of love. Or it may be heavy and chill with the gloom of discontent and selfishness, or poisonous with the deadly taint of cherished sin. By the atmosphere surrounding us, every person with whom we come in contact is consciously or unconsciously affected. So almal wat ons in kontak mee kom, word verander of het 'n effek geaffekteer deur alles wie ek is in alle opsigte. En die vraag is gaan ek waarlik 'n kind van God wees en hierdie life-giving power of faith, né? Dis 'n lewegewende atmosfeer om my hê wat 'n positiewe effek op mense gaan hê of gaan dit die teenoorgestelde wees? Dus as jy met iemand te doen het wat baie negatief is, voel jy gedreineer nadat jy met hulle tyd spandeer het. Ja. En ons kan die teenoorgestelde wees en mense opbeer in plaas van hulle. Ja. Ek wil graag aanlees van waar ons in Filippense opgehou het, 20 vers 21 lees, want ons burgerskap is in die hemele, vanwaar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. So ek dink deel van die hemelse burgerskap is daardie belofte dat wanneer hy ons kom haal, dat ons al ons kranke, al ons tandpyn, al ons kniepyn, enigiets wat Ek wil nie al jou skeet nie. maar die punt is dat alles wat sonde veroorsaak het in ons lewens, sal die Here nie opmaak.
En ons gaan nie dit weer hoef te ervaar nie. Dit is deel van daardie hoop wat ons het, van ambassadeur hier, nou, kort tydjie, en die ewigheid met 'n verheerlike liggaam. En ons het dit, omdat Christus vir ons, in ons vlees, kom sterf het hy daardie voorreg vir ons gekoop. En dit is vir my mooi wat jy nou noem, die fisiese gedeelte. Dit gaan nie net, dis nie net die geestelike nie, maar dit is ook die fisiese wat God na kyk. Maar ek wil ook Johannes 10 hierby bring, dat God wil selfs nou al vir ons 'n smaakie gee van wat dit gaan wees eendag, nee, wanneer sonde nie meer gaan wees nie. Waar dit sê dat ons kan nou al 'n lewe van oorvloed leef hier op aarde. Verstaan, hy wil nou vir ons, die Engelse woord is abundant, nee? Hy wil nou al 'n lewe vir ons gee. En baie keer dan dink ons, ja, eendag, maar hy kan miskien nou al 'n gedeelte daarvan vir ons gee, as ons net die prinsipe en die struktuur wat hy vir ons gegee het in die woord, net beter navolg. Die riglyne wat die Here vir ons gegee het daarso, is dat hy wil nie hê ons moet siek word nie, en hy wil vir ons die beste moontlike kans gee, dat ons nie daardie siektes hoef te kry nie. Absoluut. Ten spyte van 'n sondige wêreld. Nou, hoe beskryf Paulus hierso 'n Christense burgerskap? En dit is nou in Filippense 3 vers 20. So ons burgerskap is in die hemel, né? Dis nie iets wat hierso is nie. En dat is deel daarvan is ons verwagting en ons afwagting op Christus se wederkoms. En dat daar 'n transformasie gaan plaasvind. En die transformasie, die fisiese transformasie wat gaan plaasvind in die toekoms, anders wat ek nou net genoem het, die smaakie wat ons gaan sien van die fisiese nou al, is daar 'n transformasie wat nou al in my lewe moet begin. Maar met my karakter. Ja. Verstaan jy? En dit is waar ek wil al amper sê die burgerskap gedeelte nou inkom. Want as jy byvoorbeeld, as jy 'n burger word, sê maar jy immigreer na 'n land toe, en jy word daar burger van daardie land, dit is 'n proses. Dit gebeur nie sommer net nie. En wanneer jy 'n burger word van daardie land, is daar letterlik stappe wat jy moet deurgaan, om te bewys, dat jy nie net een wil wees nie, maar dat jy waardig is om 'n burger van daardie land te kan wees, verstaan jy? So, daar's letterlik eksamens wat jy moet skryf, verstaan jy? Daar's goeders wat jy moet leer voor die tyd, en jy moet sekere antwoorde kan gee, en so daar's hierdie hele proses wat jy moet deurgaan. Dis amper 'n proses van transformasie wat moet plaasvind, dat jy vir hulle kan bewys dat jy is loyaal, dat jy ken al hierdie dinge, en dat jy sal kan inpas, verstaan jy, né? En presies dieselfde met om 'n hemelse burger te wees. Is jy net van, o ja, jy weet, ek is miskien nog gedoop, of wat ook al dit mag wees, en nou is ek fine nie. Nee, daar's 'n hele proses wat moet plaasvind, nou, in my lewe nou, wat sal 'n bewys is, ja, dat ek 'n burger van hierdie land kan wees, en sal wees, en miskien is, maar dit stop nie net daar nie. Ek kan nie net sê, okay, ja, nou kan ek my lewe maar voortgaan soos in die verlede. Nee, dan bewys dit eintlik ek wil nie meer 'n burger wees nie. Verstaan jy? So, daar is hierdie proses van transformasie wat moet plaasvind. As ons dan, wat kan die wêreld jou realisties gee, wat die ewige lewe kan vervang? So, baie keer, as ons kyk, wat is dit wat die wêreld vir jou kan bied? Als tydelik. Dit is alles tydelik, maar wat oor die algemeen wat die wêreld jou bied, is dit wat ons aandag aftrek van die ewige. En dit is eintlik net tydelik, omdat die ewigheid uitsig uit is. Ja, maar ook Of eerder, baie keer wat gegee word, is nie noodwendig in sigself sleg nie. As jy Nie hoor, noodwendig soos nie. baie keer kan ons, ja, daar's baie keer dinge wat natuurlik, wat sleg is, wat ons aandag kan aftrek, en wat of in die plek van die ewige staan, as jy hoor wat ek sê. En wat struikelblokke kan wees, en dinge wat in sigself sleg is. Maar daar's ook baie ander dinge wat nie regtig in sigself sleg is nie, ja, maar dit
kan 'n struikelblok wees. Ja. Verstaan jy? En dit is hoekom Jesus vir ons die struktuur gee van soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Verstaan jy? Voordat enigiets anders moet bykom. Dit is ons heel eerste stap wat ons moet neem. En dan is die res wat oor die algemeen, jy weet, dinge van die lewe is, dan is dit fyn. Verstaan jy? Maar as ek nie eers daai soektog het nie, as my heel eerste missie in die lewe nie Christus is nie, en dat ek nie hom eers te soek nie, dan kan baie dinge 'n probleem wees. En as 'n mens nou in een woord of een frase die Christen burgerskap eienskappe moet opsom, in een frase, kan 'n mens dit doen? Miskien wil jy vir ons deel? Ek het 'n gedagte en ek dink dit is onselfsugtige liefde. Want dit is God se karakter in opsomming. As ons fokus van onsself afhou en ander mense se geluk voor ons eie stel en ander mense se welbehae eerder, dit is wat Christus vir ons gedoen het. Dit wys dat sy karakter in ons begin uitkom. So, as ons selfsug in die gesig staar, dit is die karakter van God, dit is die lied van die hemel om onselfsugtig op te tree. En as ons dit nou beoefen om nie onsself as fokus te hê nie, dink ek gaan dit ons help. En dit is weer eens, ekskuus, ek kan sien jy wil iets sê, dit kom nie uit onsself nie, en dit kan nie, daar's niks goed uit ons hart uit nie, en dit is waarom ons vir die Heilige Gees vra om in ons te werk, sodat ons sy vrug van die Gees kan uitleef. So ons het nou gesien, op hierdie wat jy nou genoem het, ons het nou gesien die vorige gedeelte wat ons oor gepraat het, was spesifiek oor rolmodelle, en dit waarna ons kyk, en dan ook dit wat ons is. En nou die gedeelte wat ons nou mee besig is waar Paulus nou praat van hierdie hemelse burgerskap. En deel van hierdie is, hoe kry ek dit reg? En dit is om vas te wees op iets. Ons moet 'n fondasie hê. Verstaan jy? So, om 'n burger te wees, om 'n ware burger te wees, moet ons 'n fondasie hê. En dit wat hy nou gegee het vir ons is, wat is die fondasie? Dis die karakter van God. En Jesus het gekom met absolute volmaakte liefde. Dit is nie van baie keer en dan praat ons van liefde, maar ons praat eintlik van selfsug. Ja. As jy hoor wat ek sê. En Jesus kom en hy as skepper, die God van die heelal, almagtig, kan 'n woord spreek en dinge wat bestaan, kan 'n woord spreek en dit wat bestaan nie meer nie. En hy kom sterf vir ons. Want hy kom om op te offer. En dit is wie se God, wie God is, né? Dis sy karakter. Dit is ons fondasie. Want dit is wat ons vasmaak, wat vir ons sekerheid gee in nie net wie ons is nie, maar wie God is. Verstaan jy? So byvoorbeeld as iemand na my toe kom en hulle vra vir my, kan jy hierdie persoon vertrou? Soos hulle vra my die vraag. So ek sê sin, ek is nie seker nie, miskien, want ek self ken die persoon nie baie goed nie. Ja. So ek wil nie nou vir die persoon antwoord gee en sê, ja, nee, absoluut, en dan na die tyd, dan, jy weet, as ek nou in die moeilikheid, ja, jy het my gesê, jy verstaan wat ek bedoel. As iemand na my toe kom en sê, kan ek God vertrou? Kan ek met absolute sekerheid ja sê, as ek nie hom ken nie? Ja, nee, mens. Kan ek met sekerheid ja sê, as ek nie self daai ervaarheid en deur daai ondervinding gegaan het, dat absoluut jy kan hom vertrou nie. Verstaan? So, en dis wat ons fondasie is. Ons moet daai sekerheid hê, maar die enigste manier is ons moet hom soek. Ek wil net ook gou weer teruggaan na die gedagte van die hemel. En wat kan ons verwag daar? Wat sê die Bybel vir ons? Wat kan ons verwag? Al as jy nou praat van wat ons kan verwag, een van my gunsteling teksverse in die Bybel is 1 Korintiërs 2 vers 9, wat sê, ek nou mooi dink hoe dit gaan, dit sê, wat die oog nie gesien het nie, wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, dit wat God bereid vir die wat hom lief het, iets soos dit. En Ek dink ons moet hom dalk gaan lees. kom ons lees hom gou.
want dit is werklik een van die mooiste verse. 2 vers 9 van 1 Korintiërs sê, en weet jy wat vir my wonderlik is, want dit sê so, maar soos geskrywe is, hy verwys na Jesaja, Ja. wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. So, Sjoe. ons kan, ja, ek bedoel, Openbaring gee vir ons gedeeltes van hoe die hemel is, Jesaja gee vir ons gedeeltes van hoe die hemel is, en baie keer, ons sulke, of ek amper sê, sulke oomblikke in die Bybel, waar God vir ons sulke flitse gee van wat ons kan verwag in die hemel. Maar wanneer ons hierdie teksvers lees, dan besef ons net, ons het nie 'n idee Ja, wat God vir ons wil gee nie. Ons het nie 'n idee oor wat vir ons gaan wag nie. En dit is, ek dink nie daar's woorde wat dit vir ons kan verduidelik hier op die aarde nie. daar is wel 'n paar fisiese goeders wat ek dink ons moet gou noem. Job 19 vers 25 sê, maar ek weet my verlosser leef, en hy sal as laaste oor die stof opstaan, en nadat hulle so my vel afgeskeer het, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou. 27 sê, hom wat ek sal aanskou my ten goeie, en my oë, en geen vreemde nie, sal sien. Jy weet, ons gaan nie op 'n wolkie sit met 'n geesie nie. Ons gaan 'n fisiese liggaam hê. Soos wat in Eden daar 'n fisiese liggaam vir Adam en Eva gegee was, so gaan ons 'n fisiese liggaam hê. As ons kyk, in Lukas praat dit van 'n nuwe liggaam. Ons het dit in Filippense ook nou, Dink was dit, Lukas 24 vers 39. ja? Dit sê so, kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Jesus Voel wat sê, aan ja. my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. En hierdie spesifiek die na sy opstanding, Ja. waar Jesus hierdie sê, en sê, ek is nie 'n gees nie, ek is fisies, ek is daar. Verstaan, en dit is presies hoe dit gaan wees. Die En- volgende gedeelte is 15 van 1 Korintiërs. nee. Ja, en dit sê, so is ook die opstanding van die dode, daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid. Dit is eintlik die teenoorgestelde wat ons eintlik aan dink, as wat ons saai, sal ons maai, nie hier nie. Die Here doen 'n wonderwerk. Dit daar staan in die volgende vers 43 sê, daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid. Daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. 'n natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Daar is 'n natuurlike liggaam en daar is 'n geestelike liggaam. En so het die Here vir ons 'n nuwe, vervulde liggaam wat hy vir ons gaan gee. En dan Kolossense 3 vers 4 sê, wanneer Christus wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. So ons sien al hierdie wonderlike gedeeltes in die woord. En jy het net gesê, soos in wat kan ons verwag? Ronnie, soos ons sien hierdie gedeeltes. As jy net dink soos alles wat Openbaring sê, daar's baie detail, maar soos net een wat ons van bewus soos Daar's goue uitstaan, is die goue So strate. die straat is van goud gemaak. Maar die ding is, dit wat baie mense waarde heg hier, is stof, soos pavement Ja. in die hemel. En ek dink soos in diamante wat almal voor lief is nie een van die edelstene wat genoem word nie. Maar ja, Baie interessant. So daar is ongelooflike dinge Ja. wat vir ons wag. so goed soek soveel meer en beter dinge wat ons self vir ons baie keer wil uitwerk en bedink en vir ons wil soek. En soos ons nou nog gesê het, as ons God ken, kan ons met sekerheid sê ons kan hom vertrou. En hoe meer ons hom vertrou, hoe meer gaan ons luister wat hy sê, doen wat hy vir ons vra, want ons weet hy het ons goed. Hy's gewoon ons goedgesind. Ja. Hy wil nie vir ons iets gee wat nie vir ons goed is nie. Nou op hierdie, dink nie ons kan onsself verbly nie. Natuurlik. Matteus 6 vers 32. Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge benodig het. Tjoe, Ons kan hom vertrou. absoluut. Ja. So ons kan altyd verbly wees. Kom ons lees gou vanaf Filippense 4 vers 4 tot 7. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed
en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. So ons het nou net gepraat oor die fondasie wat ons het, dat ons is vas in Christus. En nou gaan dit oor om onsself te verbly in Christus, né? Dit is, ek wil amper sê, hoe kan ek werklik 'n Christen wees as ek nie myself kan verbly in die Here nie? Jy hoor wat ek sê? Ja. En ons kan maklik nou dit so stel, maar as ons verder lees, dan sien ons hoe dit moontlik is. So dis nie net van verbly julle altyd in die Here, ek kan al verbly julle, want dit is baie duidelik dat die kernwoord wat vir my hier uitstaan, is altyd. Dit is nie wanneer dit maklik is nie, dit is nie meeste van die tyd nie, dis altyd. Verstaan jy, so ons kan daai gedeelte lees en dan dink jy, sjoe, maar hoe gaan ons dit reg kry? En vers 5, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Het my dadelik laat dink aan Galasiërs 5 vers 22. Dit is deel van die vrug van die Gees. Dit is hoe ons altyd verbly kan wees, is deur hom wat in ons werk. Ons kan dit nie uit ons eie uitkry nie, al probeer ons hoe hard. En ek moet sê, daar is seker persoonlikhede wat makliker dit het as ander, wanneer dit kom by hierdie tipe goeders, maar ek dink die werklike ding is die vrug van die Gees. En as ons dit nie het nie, moet ons al vra. En ek dink die sleutel tot dit is wat in ons kernvers was, wat sê, wees oor niks besorg nie. Maar dis amper vir my dieselfde soos verby hulle altyd in die Here, is soos wees oor niks besorg nie. So nommer 1, julle moet altyd bly wees, en julle moet nooit stres nie. Want dit is wat ek daar so uitkry. En as die vraag is, maar hoe is dit moontlik? Nee, en dan is dit gebed. Ja. Nee? Ons koneksie met God. En dan, as ons daai koneksie met God het, nee? Wanneer ek praat met die Here, wanneer ek in gebed intree met hom, dan sal die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan. So ons sal 'n vrede ontvang, wat niemand sal kan verstaan, nie eers ons sal dit kan verstaan, sal in ons harte en in ons sinne wees. Verstaan jy, dit sal deel van ons wees, as ons in koneksie is met God. So dit is die sleutel. Hoe kan ek my altyd verbly in die Here? Hoe kan ek ophou stres en nie besorg wees oor enige iets nie? Met koneksie. As ek 'n koneksie het met God. Ons het dit laasweek gesien, ons het die vorige week gesien, en lyk my, ons het vasgehak daarbey, want dit is die kernpunt. Dit is die sleutelpunt tot amper alles, eintlik alles in die lewe, nee. Ja, en ek dink, hierdie vers is nogal, die hoofteks wat ons gehad het, is nogal spesiaal vir my. Want ek het die Here een keer gevra vir 'n antwoord op iets, en hierdie vers was vir my gegee. Maar as ons dit nie toepas nie, is dit nutteloos. Hier lees ons met danksegging. Hoekom is danksegging so belangrik? Is dit 'n terugflits aan wat die Here vir ons doen? Dat ons hoop het vir die toekoms en dat ons daardie sekerheid het dat hy was met ons, hy sal met ons wees. Soos wat ek net genoem het oor as iemand vir jou kom vra oor kan ek hierdie persoon vertrou of wat is jou ervaring met hierdie persoon? Jy moet na die verlede kyk om realiteit nou te kan deel met iemand, verstaan jy? So jy moet terugkyk. En presies dieselfde is die pad wat ons stap saam met die Here, is soos die enigste manier hoe ons hom nou kan vertrou en absoluut sekerheid kan hê in hom, is ek moet terugkyk en ek moet kan sien hoe het hy my gelei, hoe het hy my oral gehelp, die hele pad wat ek so ver al saam met hom gestap het. En dan kan ek sien, maar dit is so, en dit is hoekom dit belangrik is om te reflekteer oor die goedheid van God. En nie vergeet hoe hy ons in die verlede gelei het nie. Daar's verskeie maniere wat 'n mens dit kan doen. Jy kan vir jouself 'n houertjie opstel waarin jy deur die jaar al jou seëninge, alles waarvoor jy dankbaar is, net vinnig neerskryf en insit. Aan die einde van die jaar kan jy hierdie hele terugblits hê van wat die Here vir jou gedoen het. Of jy kan in jou joernaal skryf. As 'n mens ietsie skryf, word dit nogal in die brein
weet ook ingepen. Of jy kan met mense deel. Om nog iets, ja, Want getuie. as iets gebeur, moet jy nie net vir jouself hou nie, maar deel dit met ander. En as jy met ander mense deel, gaan jy dit ook onthou. Want so nou sit jy net van jy onthou dit nie, maar omdat jy met iemand anders dit gedeel Bemoedig jy iemand anders. bemoedig jy hulle en jy het daai positiewe invloed op hulle lewe ook. Waar hulle soos in ook miskien gaan dink soos in, "Sjoe, ek wil ook dit ervaar met die Here," of wat ook al dit mag wees, dat hulle ook gemotiveer is om 'n pad te stap saam met die Here. Ja, nee, en hoe klein wonderwerke vir ons kan bemoedig is iets baie keer dat ons, jy weet, vergeet om die klein goedjies raak te sien as die Here se invloed. Hier is 'n gedeelte wat ek raak gelees het wat ek graag wil deel. Dit sê: "Neem die Bybel as 'n studieboek en kyk of jy nie met die liefde van God vervul word nie. Jou hart mag dor wees, jou verstand swak, maar as jy die woord van God bidtend bestudeer, sal lig in jou verstand opgaan, want God werk saam met elke ywerige student." En baie keer dan spandeer ons tyd so aan wêreldse kennis, dat ons vergeet dat ons het die diepste boek van alle kennis en wysheid in ons besit. En ek dink net ons moet dit meer lees. Ons moet meer die Bybel optel en net meer bestudeer en besef die absolute skat wat in ons besit is, wat En God ons vir soveel ons mense, gegee het. ek dink nie ons besef ook dat ons lewe in 'n wêreld met tegnologie en alles, en tog is daar lande waar dit onwettig is om 'n Bybel te hê. So dit is ongelooflike voorreg wat ons het. Ja. En mag ons dit nie vergeet nie en mag ons dit gebruik. So die volgende gedeelte wat ek graag wil na gaan is, ons het nou gesien die rolmodelle wat dit van ons kyk, maar ook dit wat ons moet wees. Nee, so as ambassadeurs op hierdie aarde van 'n ander land, is daar 'n spesifieke manier van hoe ons moet leef as rolmodelle wat ons moet wees. Maar om daai rolmodel te wees, moet ek 'n fondasie hê. Ek moet vas wees in iets. En ons het nou gesien waar my fondasie is. En dit het oorgegaan na die ek wil amper sê ons gemoedstoestand, maar ook die manier hoe ek leef en die leefstyl wat ander mense in my raak sien, is van vreugde en van nie bekommernis nie. As mense met jou in aanraking kom of iets met jou praat of wat ook al dit mag wees, met hulle iemand sien wat nie neergedruk is nie, maar iemand wat ware vreugde het in iets wat hulle wonder, wat is dit? Verstaan, hulle wil dit ook hê. Verstaan jy, dit moet daai geen aanknopingspunt nie, maar dit moet vra laat ontstaan, soos in, hoe is dit moontlik? Verstaan jy? En dit is wat God graag wil hê, ons moet uitleef as hierdie ambassadeurs op aarde. Ja. Verstaan jy? En dan kan ons kyk hoe die Bybel God se vrede beskryf. As ons Psalm 29 vers 11 sê, die Here sal sy volk sterkte gee, die Here sal sy volk seën met vrede. Dit is iets wat 'n seëning is, en dit is iets wat nie net vir 'n individu kan wees nie, maar dit is ook vir 'n groep. Sy vrede is meer as net een. En dan Jesaja 9 vers 5 en 6, is een van die mooiste gedeeltes in die Bybel. En dit sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde. Nou kom my vrede sonder einde, nie? Vrede wat alles verstand te bowe gaan. Op die troon van Dawid het oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die heerskare sal dit doen. En Jesaja 26 vers 3 en 4 sê, U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U. Dis iets wat ons kan kry in vertroue op die Here. Vertrou op die Here vir ewig, want in die Here is 'n ewige rots. En dan Dis daai standvastigheid. In Lukas 2 vers 14 gaan aan amper van Jesaja 9, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehae. En dit is wat God vir ons wil gee.
is daar die absolute vrede. Hy het gekom om vrede te gee. En Johannes 14:27 sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee. En wat beteken dit nie soos wat die wêreld gee nie? Want Dis dit 'n letterlik valse- wat die wêreld wat van gee is 'n skynsel van Ja. vrede, dit is 'n skynsel van liefde, dit is 'n skynsel van waarheid. Ja. Dis 'n skynsel van wat ook al hulle sê wat hulle vir jou gee, maar dit is nie wat die werklikheid is nie. En God wil vir ons die werklikheid gee. Hy wil vir ons die egte Ja, gee. en die volheid daarvan. Ja. En die laaste ene, 1 Korintiërs 14 vers 33. En dit sê want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. Dit is in teenstelling met wat ons sien in die wêreld, dis wanorde, chaos. Ja. Ja, So dit gaan nou by ons volgende gedeelte in wat ons nog gaan Prakties lees. maak. Ja, as jy vir ons kan blaai na Filippense 4 weer toe, dan gaan ons verder nou gaan. En vers 8. ja, dit is hoe ons het nou al hierdie dinge gesien, né? Hoe maak ek dit deel van myself? Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En ek dink, dit laat my nou weer dink aan wat ons vroeër gepraat het in 'n vorige episode. Dit wat ons dink, is waarop ons aksies op die ou end sal uitvloei. Dit wat ons doen, sal op die ou end ons gewoonte word. En dit wat ons gewoontes is, bou op die ou end ons karakter. Dink aan die dinge, sê die Here, en dit sal 'n invloed hê op ons karakter. Dit sal 'n invloed hê op dit wat ons as ambassadeurs vir die Here uitwys in die wêreld. So die vraag is, hoe kry ek reg om my gedagtes te verander? Hoe is dit moontlik dat ek, veral in vandag se lewe, hoe kry ek dit reg om dit wat in my gedagtes deeltyd Te is, beheer of terug te bring na wat eerbaar is, alles wat waar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, lieflik, loflik. Verstaan jy? Hoe kry ek dit reg in vandag se wêreld? ek dink aan Romeine 12 vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Daar moet 'n vernuwing kom. En ons kan dit van die Here vra, want hy wil dit vir ons gee. Dit hoef nie uit onsself te kom nie. Dit kan nie uit onsself kom nie. Maar baie keer, daar's 'n samewerking, ja. Maar baie keer dink ons maar, hoe kan ek dit doen? Die Here vra dat ons hom moet vra. Hy wag net dat ons gewillig is om dit te ontvang. Ek dink ook deel daarvan is dat ons moet, want my hele ding is dat Christendom moet prakties wees. Ons kan maklik praat oor al hierdie dinge en teoreties is dit wonderlik en alles en is fyn en die mense wat kyk nou of luister na die program kan afsit en aangaan met hulle lewe En niks verander word. niks word verander. En dieselfde met ons. Ek en jy kan hier opstaan en ons kan voortgaan met ons lewe en dit is okay, dit was 'n 'n wonderlike les. ja, goeie les gewees, lekker Bybelstudie en dan gaan ons maar net voort. Die hele punt is hoe maak ons dit prakties? En as ek net in my gedagtes dink, daar's 'n paar dinge in my lewe wat ek geweldig passievol is, as ek dit so kan stel, en waarvoor ek regtig lief is. So, jy's een van dit. Ek is lief vir jou, ek is lief vir my kinders. En dit baie keer hierdie dag, wat ek aan julle dink. Verstaan jy, is nou so 'n paar dae terug, wat ek nie veel van julle gesien het nie, want dit was baie besige dae gewees. En dat ek al letterlik daar sit en hy soos, en ek mis julle. Verstaan, ek mis my kinders, ek mis my vrou, en ek sal graag nou daar by hulle wou gewees het. En so, dit wil vir my terugkom na, waarvoor is ek werklik lief? Verstaan jy, soos in, want dit sal deel van my gedagtes wees. Soos, wat is my passie in die lewe? Soos in, as ek hou van fietsry, dan
dink ek baie keer daaroor. En as ek dink soos in, okay, jy weet, as ek nou in 'n fietsrace is, jy weet, hoe sal ek nou daar en dan wat ook al dit mag wees. Jy dink daaroor, want jy hou daarvan. Verstaan jy? So die vraag is net wat ek myself wil afvra is as ek sukkel om aan hierdie goeie dinge te dink. As ek sien maar daar's te veel, maar daar is negatiewe dinge in my gedagtes die hele tyd. Hoekom is dit daar? Hoekom is dit nie op goeie dinge gefokus nie? As ons kyk na die nuus, né? Soos watse persentasie van nuus is positief? Baie min. Ja, Oor die algemeen is dit alles negatief, dramaties, dis al hierdie negatiewe goed. En dit het heeltyd op gefokus word en dis wat mense nou luister en kyk die hele tyd en die effek wat dit het, verstaan jy? En hoe maklik is dit om slegte nuus aan te stuur Ja. en nie goeie nuus nie. So die hele punt wat ek wil maak is dat die wêreld, die vyand en alles om ons is baie keer bring ons fokus na die negatiewe toe. Kom ons is die verskil. Kom ons maak die verskil en leef as ware ambassadeurs van die hemel. Verstaan jy? En ja, ons moet bewus wees van die realiteit en daar is slegte dinge wat om ons gebeur. Ons moet nie hierdie oogklippe wees soos en dan niks raak sien om Ja. ons en sê o nee, dis alles net mooi positief en reg en net mooi en alles. Nee, ons is in 'n sonnige wêreld en ons is bewus van slegte dinge wat om ons gebeur. Maar is dit ons fokuspunt? Is dit waar ons die hele tyd gaan kyk en die hele tyd gaan oor praat en net dit gaan raak sien? Dan is dit 'n probleem. So die hele punt wat ek probeer maak is dat wat is my passie? As my passie nie is dit wat goed en mooi en reg is en die koneksie wat ek het met Jesus en dieselfde so byvoorbeeld as jy 'n probleem het om 'n werklike verhouding met die Here te hê, bid en vra hom dat hy homself sal openbaar in jou en jou sal lus maak en daai lus sal gee en smaak sal gee vir die goeie. 'n Nuwe hart. En hy sal dit vir jou gee. Bid dit elke liewe dag. En God sal dit gee. Hy sal dit doen vir jou. So dit kom nou by ons laaste gedeelte en dit is toegang tot tevredenheid. God wil hê dat ons tevrede moet wees dit wat hy vir ons gegee het. En ons het vroeër gepraat oor danksegging en die belangrikheid van danksegging. En ons 'n gedeelte in die Bybel in Korintiërs waar dit sê dat God het 'n blymoedige gewer lief. Is waarom dink jy is dit so 'n belangrike aspek van die Christelike lewe en as volgelinge van Christus en dan nou ambassadeurs van die hemel dat danksegging en tevredenheid deel daarvan is? Hoekom is dit belangrik? Here het nie doen met ons verlossing nie. Die ding is hoe ek het verstaan en hoe die prentjie wat ek kry is dat baie keer mense sê dat God aanvaar ons net soos wat ons is. En ek stem nie saam daarmee nie. Hy ontvang ons net soos ons is. Hy kan ons aanneem soos wat ons is, maar hy kan nie sê aanvaar soos wat ons is nie, want ek is sondige mens, kan nie in God se teenwoordigheid Ja. nie. God kan onmoontlik sonde aanvaar. Verstaan jy? Dit is soos, wat gebeur met die donkerte as lig inkom? Ja. Dit bestaan net nie So saam met lig God nie. neem my aan, hy vat my daar waar ek is, né? En hy neem my aan. Maar hy kan my nie daar los nie. En dit is die proses van om tevrede te wees, die proses van om 'n dankbare hart te hê, is wanneer ek Christus sien, né? Gaan ek of hom nie wil sien nie, of ek gaan hom wil sien. Verstaan jy? Soos dieselfde son wat die botter laat smelt, maak die klei hard, né? So die effek wat dit gaan hê, ek is een wat die keuse maak. Verstaan jy? Die saad word gesaai op die grond, maar gaan jy besluit, gaan jy die Kompos hard gooi. klipperige grond wees, waar jy vinnig opkom en wie gaan vrek, of gaan dit wees goeie grond? Verstaan jy? So dit is alles keuses van myself. Verstaan jy? Presies dieselfde is, ek moet kies om 'n dankbare hart te hê. Ek moet kies om tevrede te wees. Maak nie saak in watse omstandighede nie, maak nie saak al gaan dit goed nie. Baie keer kan dit jy wel af wees en kan alles goed gaan en jy kan geen probleme hê nie, maar jy is nog steeds onvergenoegd. Jy wil nog steeds meer hê of jy is nooit tevrede met enigiets wat jy het nie. En ek praat nie net van die fisies nie, maar ook in die geestelike, verstaan jy? Soos in baie keer as ek soos in ek wil meer hê, maar jy vat nie eers dit wat God nou al vir jou gegee het en jy leef nie dit uit nie. Of verstaan jy wat ek bedoel? Soos baie keer ons kyk verder verby dit wat God nou mee besig is. So in alle aspekte moet ons bewus wees van God se goedheid,
En dan sal ons werklik waar tevrede wees en dankbare harte hê. En ek dink dit kom bring nou alles mooi bymekaar van om 'n ware ambassadeur te wees van die hemel. 'n Ware burger. En wanneer ons op hierdie aarde is en mense kyk na ons, moet ons werklik elke dag vir die Here vra, Here, amper dieselfde as byvoorbeeld 'n ambassadeur, 'n goeie ambassadeur, wat is in 'n land, 'n vreemde land, en hy is bewus dat hy is ambassadeur. Hy is bewus dat elke dag sy werk is om verhoudings te hê met die mense om hom en vir hulle te wys wie daai land is. Ja, verteenwoordiger. 'n ware verteenwoordiger, verstaan jy? En mag ons dieselfde uitleef as Christene hier op aarde, dat mense, die verhoudings wat ons het met al die mense om ons, dat dit positief sal wees, dat mense sal sien, maar, sjoe, ek wil ook gaan na daai land toe, verstaan? Ek wil ook te doen hê met dit, verstaan jy? Dit is iets om na op te sien en uit te sien, verstaan jy? Mag ons dit werklik waar uitleef as Christene, elke dag op aarde, en elke oggend wanneer ons die dag begin, of voor ons die dag begin, dat ons sal besef dat ek moet in koneksie wees met, ek wil amper sê, die president van die land, van die hoof van die land, wat ek eintlik 'n burger van is, sodat wanneer ek daai dag begin, kan uitgaan, die koneksies wat ek het met mense, en dat hulle werklik kan sien, ek is van 'n ander land, ek is nie van hier nie. Dit is 'n baie mooi opsomming van die gedagte van burgerskap. Kom ons bid. Hemelse Vader, ons sê dankie dat ons die voorreg het van u belofte, dat ons 'n nuwe land kan ingaan, 'n nuwe tuiste wat die ewigheid ingaan. En Here, ons vra dat u ons sal voorberei, dat ons waardig sal wees. Here, nie omdat ons uit ons eie waardig is nie, maar Here, omdat u vir ons waardig gegee het. Help ons om dit aan te neem en uit te leef. Here, help ons om te groei tot dit wat u vir ons wil hê ons moet teen beweeg in ons karakter. Here, en ons vra dat u ons sal help om daai skynende liggies te wees, dat ons vir ander ook sal opgewonde maak oor dit wat u vir ons voorberei het. Here, dat hulle saam met ons sal kan uitkyk en uitsien na dit wat u vir ons gegee het. Die belofte van die ewige lewe saam met u is ons gebed in u naam. Amen.